Volgorde van bewerkings. Wanneer gebruik ons dit? Ons gebruik dit wanneer daar meer as een bewerking in jou getalsin staan. Hakies van, maal en deel, plus en minus. Hoekom is die volgorde van bewerkings belangrik? Kom ons kyk gou na 'n getalsin met meer as een bewerking. 10 plus 20 maal 3. Kom ons begin met die som en ons doen die bewerkings van links na regs af. 10 plus 20 is 30 en 30 maal 3 is 90. Nou gaan ons die bewerkings van regs na links doen. 10 plus 20 maal 3, 20 maal 3 is 60 en as ons 10 bytel is ons antwoord 70. Sien, dieselfde bewerkings, dieselfde getalle, maar die volgorde waarin ons die bewerkings gedoen het verskil. En toe kom ons by verskillende antwoorde uit. In wiskunde is daar reëls, sodat almal in die wêreld na dieselfde volgorde gebruik om die bewerkings te doen, sodat almal by dieselfde en die regte antwoord kan uitkom. Kom ons kyk na die orde wat ons moet gebruik. Die eerste ding wat jy altyd doen is hakies. Alles binne in die hakies moet eers gedoen word. Kyk altyd of daar hakies is en dan doen jy dit eers. Die tweede orde is van. Wat is van nou weer? Dit is soos wanneer ons sê 1/3 van 5 of miskien 10% van 300. Die van bewerking word na die hakies gedoen. Die derde orde is maal en deel. Wanneer daar meer as een van dieselfde orde in 'n getalsin is, begin ons met die bewerking aan die linkerkant en dan werk ons so na die regterkant toe totdat almal van daardie orde klaar gedoen is. Die laaste orde is plus en minus. Ons doen altyd plus en minus heel laaste. Nou kyk ons na die voorbeeld. 8 gedeel deur 2 maal 30 plus hakies 6 minus 2 sluit die hakies. Wat moet jy eers doen? Onthou jy die volgorde van die hakies van, maal, deel, plus en minus. Sien jy enige hakies? Ja, 6 minus 2. Ons doen dit eerste. 6 minus 2 is 4 en jy skryf die res van die som net so oor in die volgende ry. Kom ons kyk weer na die volgorde van bewerkings om te sien wat moet ons volgende doen. Eerste orde is hakies. Daar's nie meer hakies nie. Die volgende orde is van. Hier is nie 'n van in hierdie voorbeeld nie. Die volgende orde is maal en deel. Maar nou het ons 'n deel en 'n maal in die som. Wat doen ons eerste? Ons begin met die linkerkant en dan beweeg ons regs. Die eerste is 8 gedeel deur 2. Dit is 4 en ons skryf die sin net so weer uit. Ons is nou by die volgende maal en deel bewerking in die ry. 4 maal 30. 4 maal 30 is 120. Onthou jy 4 maal 3 is 12 en dan sit ons die 0 by. Skryf die res van die getalse net so oor. Nou het ons nie meer 'n maal en deel nie. Die volgende orde van bewerking is plus en minus. 120 plus 4 is 124. Dit is die regte antwoord. Wat baie belangrik is jou stappe. Elke keer wat jy bewerking doen, moet jy net daardie bewerking doen en die res van die getalsin skryf jy presies net so oor. Jy het 'n nuwe getalsin vir elke keer as jy die bewerking doen. So jy kry jou verskillende stappe en jy gaan ook daarvoor punte kry.
Mm-hmm.